Ons het gepraat oor Farao wat skynbaar berou gehad het en dit glad nie bedoel het nie. Ons sien dat daar tot vandag toe nog mense is wat presies dieselfde doen en dat dit eintlik maar doellose manier is om sogenaamd volgeling van Christus te wees. Ek dink elke mens omtrent in Suid-Afrika, as jy hom in die straat voorkeer en vir hom vra, is jy Christen, dan sal hy vir jou sê, ja, ek het dit al hoeveel keer gesien. Maar jy weet, 'n eerlike berou lei werklik na 'n skoon gewete. En dit is interessant dat daar in die Ou Testament, in Jesegiel 18, vers 21 tot 23, hieroor gepraat word. Maar die goddelose, wat hom van al sy sondes bekeer, al my voorskrifte nakom, reg laat geskied en reg doen, sal bly lewe. Hy sal nie sterwe nie. Nie een van sy oortredings wat hy begaan het, sal teen hom gehou word nie. Hy sal bly lewe op grond van die reg wat hy doen. Dit is beslis nie my wil dat die goddelose moet sterf nie, sê die Here my God. Dit is my wil dat hy hom bekeer van sy verkeerde dade en dat hy bly lewe. Hierdie Ou Testamentiese aanhaling is so van toepassing steeds vandag. Die verandering, die nuwe lewe, maak alles soveel werd en jy kan soveel meer beteken vir jouself en vir mense om jou as jy bereid is om verkeerde dade te los. Ek lees in Psalm 51 vers 1 tot 3. Dit is 'n psalm wat Dawid geskryf het. Hy sê daar, dit is na aanleiding daarvan dat die profeet Nathan na hom toe gekom het oor sy oorspel met Batseba. Hy sê, wees my genadig, o God, in die troue liefde. Wis my oortredings uit in die groot barmhartigheid. En dit, weet ons, het die Here gedoen. Die psalmskrywer sê in Psalm 38 vers 19, ek bely my ongeregtigheid, my sonde kwel my. Nou, in Matteus 21 vers 31 tot 32 sê die Here Jesus, dit verseker ek julle, tollenaars en prostituie gaan eerder as julle in die koninkryk van God kom. Nou, hy praat hier meer met die skrifgeleerdes en die fariseërs, die geestelike leiers van sy tyd. Hy sê, Johannes het gekom om julle die regte pad te wys, en julle het hom nie geglo nie, maar tollenaars en prostituie het hom geglo. Maar selfs toe julle dit sien, het julle nie agterna berou gekry en hom geglo nie. So die belangrike ding is om te hoor, te glo en alles in jou vermoë te doen om reg te loop met die Here. Om die geleentheid te gee, deur die Gees van die Here, jou die geleentheid te gee om af te sien van die oorbodige, die verkeerde, die dinge wat die lewe net meer deurmekaar maak. Kom ons loop mooi.